Soveel meer. Episode 2 van ons stouterige en ietwat onder die belt storie. Op dieselfde Vrydagoggend waarop die Van Reyns hulle vergadering hou, daardie een waarna Hugo en sy broer se vrou Chanel so verskriklik kwaad uit mekaar spat, dat hulle beplan om nooit weer met mekaar te praat nie, en om slegs per e-pos met mekaar te kommunikeer, omdat hy verflaks weer sy mond moes hou, nadat sy hom sleg gesê het, want hy beledig haar nie terug nie. Hy is mos 'n ordentlike opgevoede Afrikaner man, sien? Op daardie oggend druk Renata Benadi haar nie so indrukwekkende CV by 'n klein lesenaartjie op papier uit. Iewers moet jy tou opgooi op jou wankelende droom van 'n skrywersloopbaan. Want mense soos haar dogter en haar ma dink mos skrywers en kunstenaars werk nie regtig nie. Hulle speel en doen niks. Mense kan nie dros en dan geld daarvoor verwag nie. Renata voel half jammer vir Chanel van Ryn Drukkers. Die vrou wil geld maak met stories. Maar vir haar voel dit nou asof die vrou 'n wolkie op die horison so groot soos 'n man se hand raak gesien het en hoop dat dit 'n donderstorm in 'n woestynland gaan aflaai. Not 'n sokkiebokkie, nie in ons Afrikaanse gemeenskap nie. Maar dinge soos honger, finansiële druk en 'n huur wat binnekort betaal moet word, herinner haar daaraan dat sy iemand anders moet vind om haar te betaal om daar te gaan sit en dalk niks te doen nie. Sy sal moet werk soek en doen wat ander mense verwag dat sy moet doen, en sy sal enigiets doen vir 'n inkomste, regtig, of seker byna enigiets. Renata stort vinnig en trek van haar beter, minder stikkende netjiese klere aan, 'n swart langbroek en 'n sober lang oorhangblouse en 'n paar gemaklike stapskoene. Sy sit haar CV in haar skouersak en slaan voet na die winkelkompleks en ondernemings daar naby, die agterplaas houthuisgemeenskap waar sy mos deesdae woon. Sedert haar dogter oor see is om te au pair, het sy afgeskaal, die 2 slaapkamer duplex opgegee en toe begin soek vir iets bekostigbaar. Sy moes. Haar ex-man het mos dadelik sy onderhoudkraantjie toegedraai. As Renata nie meer vir Ronel hoef te sorg nie, hoef hy ook nie geld in sy ex se bankrekening te stort nie. Die hof het so beslis. Dit staan so in die egskeiingskontrak. Uiteindelik is hy van haar ontslaa. En omdat Renata nie meer sy onderhoud vir Ronel ontvang het nie, kon sy nie langer in 'n 2 slaapkamer duplex in 'n beter woonbuurt woon nie. Daar was nie juis huisvesting in die heel wat goedkoper prysklas waarin sy na 'n 1 slaapkamer plekkie gesoek het nie. Toe soek sy nog goedkoper, soos in vrek cheap, en beland in een van die 7 houthuisies wat iemand in sy agterplaas opgerig het en dit uithuur aan mense wat regtig goedkoop wil woon. Mense wat nie gepla is oor aardse goedere nie, of wat hulle self half vrek sukkel om kop bo water te hou. Die kategorie waarin Renata haarself bevind. Gelukkig is dit een plek waar haar ma nooit vir haar sal kom kuier nie. Haar ma het 'n eislike vriendekring en woon in 'n oulike aftreeoord in Garsfontein. Sy nooi Renata eerder daarna toe, as om die ongerief te moet deurstaan om na haar dogter se plekkie toe te moet ry, om hier te kom kuier. Sy het die plek een keer gesien, 1 kyk gegee en besluit, dit is benede haar waardigheid. Maar Renata het haar dapper verseker dat dit alles wat sy nodig het. 'n Mens het ook jou trots, jy weet. Aanvanklik het Renata se meubels die hele 6x6 houthuis met sy toilet, bed, bad en kombuiswasbak kant aan wal vol gestaan, nadat sy byna alles verkoop het wat in die 2 slaapkamer duplex was. Die groot eetkamertafel, die groot yskas, Ronel se bed, 2 van die 3 banke wat in die sitkamer daar was. Wat oorgebly het, is haar eie dubbelbed matras en een van die bedkassies. Die
kombuistafeltjie met 4 stoele en 'n 2 sitplekbank. Die jonkman Cassie, wat in haar baberkamer was toe sy klein was, en die laaikassie wat sy gekry het toe Ronel 'n babietjie was. Ronel se klein lessenaartjie, want dit is waar sy skryf en haar makramies bou. Toe het sy besluit, dit is eintlik die waarheid. Sy het niks meer as 'n houthuis nodig om in te bly nie, solank sy haar drome kan leef en genoeg geldjies daaruit verdien. Wat toe nie gebeur het nie. Sy maak nie eens genoeg geld om van te leef met haar makramies, haar sketsies en haar skrywes saam nie. Die dat sy nou bedapper en stapper van een plek na die ander gaan stap om werk te soek, 'n vaste betrekking en inkomste. By onderneming nommer 6 besef sy tot haar skok dat daar ook nie werk is waarvoor iemand soos sy deur 'n baas betaal kan word nie. Haar 42-jarige ouderdom tel ook teen haar. Die Excel wat sy geleer het, terwyl sy met Ronel se pa getroud was, want sy het sy boeke gedoen in sy vullisverwydering onderneming. Dit kan almal blykbaar doen. Sy sal haar standaarde en verwagtinge verseker moet laat sak. Sy verwag in elk geval nie juis 'n groot salaris nie. Die eerste plek waar sy aangeklop het, is 'n Chinese familieonderneming. Hulle het nogal daarvan gehou om iemand wat Afrikaans praat ook daaraan te stel. Kyk, dit is 'n groot winkel en hulle verkoop alles, van klere tot porselein, kombuisware, skryfbehoeftes, kinderspeelgoed en plastiek blomme. Die vrou het haar entoesiasties rondgewys en Renata het sommer dadelik moed geskep. Kan dit so maklik wees om werk te kry? Toe kom die salaris ter sprake. Hulle betaal R120 per dag. Jy werk 7 dae per week, 9 tot 6. Day off is no pay. Renata kon dadelik begin as sy wou. Hulle vorige werknemer het blykbaar pad gevat, gister. Renata wonder nogal hoekom. Die watersuiveringswinkel 2 deure aan, maak haar ook 'n aanbod. R3000 per maand. Kan sy 10 en 15 liter bottels water dra en hanteer 2 op 'n slag? Want die dames kom in, hulle betaal, dan maak hulle die bakke van hulle karre agteroop, sodat iemand anders dit kan inlaai, en daardie iemand anders is dieselfde een wat die water tap. Sy, dit is nou sy, as sy die job vat. Maar sy is darm af op Sondag. Die wassery wil nie eens haar CV sien nie. Sy lyk nie soos iemand wat uitmaak van wasgoedvou en stryk nie. Sy is nie iemand wat stryk nie. Sy hou niks in haar kas aan wat gestryk hoef te word nie. Sy was, hang, vou en dan prop sy dit in haar jonkmanskassie. By die troeteldierwinkel stap sy verby. Haar een buurvrou met die 4 jockeys werk daar, en tussen haar en die jockey ma het al harde woorde geval, omdat die 4 gebroedseltjies in die dag in haar huis toegemaak word en nooit ophou blaf nie. Renata was op geen stadium 'n hewige kampvegter vir of teen klein hondjies nie, maar as jy in 'n troeteldiervriendelike houthuisomgewing intrek en 5 van die 7 eienaars het honde en almal is gedurig in mekaar se hare oor wie poef die meeste en wie raas die hardste, dan wil jy nie in die dag ook met hondjies werk nie. Pepstores, Pick n Pay Clothing en Spar skud net hulle koppe. Geen werk nie, jammer. Hulle vat net om blonde dames met blou oë nie. Sien sy enige persone met blonde hare en blou oë daar by hulle betaalpunte? Nee. By die drankwinkel pleit Renata amper. Sy kan help met bestellings, sy kan voorrade tel, sy kan Excel doen en sy sal vloere was as dit moet. Nee, wat, hy en sy vrou doen dit sommer alles self, sê die eienaar van die drankwinkel. En hulle drink ook sommer self hulle drank uit, die dat hulle boeke altyd klop, en dat hulle minimum belasting betaal, want jal, hulle wys nie wins nie.
By die slaghuis haal die eienaar vir haar 'n stukkie droë wors van die rak af en vat dit amper weer uit haar hand, toe sy sê, sy soek eintlik werk, sy is nie daar om te koop nie. Die motorhawe in die middel van die blok is haar volgende punt van aanslag. Mag sy asseblief die eienaar sien? Ja, stap deur, sy kantoor is daar, laaste deur in die gang. Vir hom verduidelik sy, dat sy nou al so desperaat is, dat sy bereid is om saam met die joggies brandstof in te gooi. Sy sal 'n pet en 'n oorpak dra en ook hout verkoop. Sy kan nogal bande ook pomp. Sy het altyd die pompwerk gedoen, wanneer hulle die Kalahari besoek het en in die los sand gery het, afgeblaas het, en dan pomp sy, as hulle by die kamp stilhou. Grootes en kleintjies, sy pomp hulle almal, selfs met die hand. Sy glo dat sy genoeg pomp ervaring het, om dit vir geld ook te kom doen. Die ou wat die karrediens en basiese paneelklop en spreipaintwerk daar agter doen, stap eers verby die kantoor, toe steek hy in die gang vas. Hy stap agteruit terug en loer om die deur. Hy bekyk vir Renate op en af en besluit sy moet saam met hom stap. Hy kan beslis van haar dienste gebruik maak. Hoeveel dae per week is sy bereid om in te kom? Elke dag, beloof sy. Hang af hoe gereeld jy my gaan nodig kry. Well, babes, op die oomblik is jy hier asof jy gestuur is. My vrou is 9 maande swanger en van haar kant af kry ek niks op hierdie stadium nie. Wel, swangerskap is nie 'n vrou se maat nie, stem Renate saam, veral nie in daardie laaste trimester nie. En jou fooi is wat? Vra die man. Nee, jy is die ou wat gaan betaal, besluit jy maar, hang seker af wat ek alles sal moet doen. Hy loop 'n paar maal rondom haar en besluit, R250, jou lyf is nog baie mooi, maar dit is nie asof jy meer 'n perske bloeisel is nie. Wel, ek is 42 jaar oud, maar ek het baie meer stamina as vroue van helfte my ouderdom. Nou ja, laat ons dadelik met die eerste sessie begin. Ek sal graag wil sien wat jy daar het. Ek loop al vir dae met 'n meneer so groot soos die Engelse komkommer in my klere rond. Jy kan so lank uittrek, dan kry ek net gou die matrassie wat ek gebruik as ek party aande besluit om nie huis toe te gaan nie. En dit gebeur nogal gereeld, want behalwe vir die boepens, het daai vrou nogal 'n humeur ook bygekry. Ons kan die matras daar op my lesenaar sit, dan is jy op die regte hoogte en die hout is nie so hard op jou rug onder jou nie. Renata staan en vlee hap, maar is te laat. Die man kom terug met sy matrassie. Hy laat sak sy kledingstuk en toe kyk hy vraend na haar. Doen ons dit elke keer net so straight, of is jy soms bereid om blowjobs ook te gee? Ek sal ekstra betaal daarvoor. Nee, beduie Renata en probeer om nie te sien wat sy sien nie. Hier is 'n misverstand. Ek soek werk. En dit is presies wat hierdie is, 'n werksaanbod, 'n uitstekende en werklik plesierige werksaanbod. Hy pluk sy klere geskok op, toe Renata na die deur toe hardloop en dit probeer oopmaak. Toe roep hy uit, alright, ek was seker 'n bietjie aan die cheap kant. Hoe klink R500 vir jou, eenmaal per week? Wat laat jou dink dat ek 'n prostituut is? Vra Renata geskok. Sy is dan so netjies aangetrek. Die feit dat jy met die eienaar gepraat het oor geld wat jy wil verdien met pomp, dat jy enigiets kan hanteer, grootes, kleintjies en selfs met die handpomp. Ek praat van bande en tyres, man. Renata se hande gaan aan die bewe. Liewe hemel, R500 is flippend baie geld, as jy byna niks oor het vir die res van die maand nie. Sy kan amper verstaan hoe 'n vrou haar lyf sal verkoop vir soveel geld, en om te dink sy het geglo dat sy oor die muur is. Niemand wil haar meer hê nie, haar ex verseker nie.
En hierdie ou wat haar nou die aanbod maak, is nie te lelik nie. En hy is nogal redelik goed daaraan toebedeel. Miskien moet sy die R500 vat, as hy 'n kondoom iewers kan uitkrap, want sy soek nie siektes wat met losse sedes gepaard gaan nie. As hy nie een het nie, sal sy gou een gaan haal by die apteek, sê dat dit vir 'n vriend is as hulle haar skeef aankyk, want hemel, hier gebeur nou iets met haar eie lyf, wat sy lankal vergeet het bestaan, 'n behoefte van soorte, iets waaroor sy dalk sal kan skryf, as sy net eers daaraan iets doen. Boonop sal sy 'n goeie daad verrig, want hierdie arme man is nou so desperaat, want hy vat aan homself en vra, wat moet ek nou hiermee doen? Dit is nie regverdig nie, jy jaag my koerasie op, en dan los jy my soos 'n warm patat. Sy voel self gelos, soos 'n warm patat. Haar lyf is nou so warm, dat sy selfs voel hoe haar ore begin gloei. Maar dan kom sy tot besinning. Wel, ek is jammer meneer, dit was 'n misverstand. Ek kan regtig nie. Sy sluit oop en begin hardloop. Sy wou nog by die groentewinkel gaan hoor, of hulle nie iemand daar nodig het nie, selfs al is dit agter, waar hulle die kos vir die hase en die varke uitpak. Nou stap sy net in, en haal 3 piesangs van die rak af, 'n pakkie tamaties en eie, om Sheba vir haar pap te gaan maak, en 'n dosyn eiers. En toe sit die dame by die betaalpunt 'n komkommer in haar hand en sê, almal wat vandag tamaties en eie koop, kry 'n komkommer daarmee saam, present. Ag nee, vrek nie dit ook nog nie. Dankie, Renata betaal en stap huis toe. Sy het genoeg werk gesoek vir een dag. Terug in haar houthuis maak sy haar laptop oop en lees eers haar e-posse. 'n Geskokte Chanel wat weier om haar bedanking, wat nie regtig 'n bedanking is nie, te aanvaar. Dan moet sy maar haar ander sobere stories nog instuur, 1 keer per week as sy kan. 'n kort verhaal per week, en sy aanvaar nie nee vir 'n antwoord nie. Sover is dit een van die aakligste Vrydae wat sy nog in haar lewe gehad het, sê Chanel, maar sy gaan regtig nie daarop uitbrei nie. Maar dit is nie Renata se skuld nie. Dit is die poepolle wat saam met haar in die besigheid is se skuld. In daardie geval skryf Renata dat sy dalk tog maar haar hand aan 'n storieetjie sal slaan. Sy het vandag iets beleef wat dalk mag dien as 'n bietjie van 'n inspirasie vir 'n stout storie. Ja, doen dit asseblief, skryf Chanel dadelik terug. Sy is gedetermineerd om vir die manne te wys dat hulle klomp vroue in staat is om 'n ossewa oor die Drakensberge te sleep as dit moet, met kaal hande en kaal voete. Renata wil net begin tik toe Samantha, haar gay buurvrou, wat by die nooddienste werk, met 'n eislike bakkie onder die afdak daar naby intrek. Sy kom reguit hiernatoe en klop aan die oop skuifdeur voordat sy instap. Werk jy? Vra Samantha. Ek sien jy sit voor jou laptop. Nee, regtig nie. Het was net e-posse wat ek geskryf en ontvang het. Ek het so 'n halwe idee vir 'n storie, maar ek wou eintlik ophou. Daar is regtig nie geld in skryfwerk nie, maar nou die redaktrise van die plek vir my gevra om nog een te probeer. En jou makranies? Hoe gaan dit met jou makramies? Samantha se oë draai na die plek waar Renata haar touknoopsels ophang wanneer sy klaar is. Daar is 3 van hulle. Sy probeer om elke dag een klaar te maak en dan vat sy dit op Woensdae weg na die tuisnywerheid, ook by daai kompleks toe. Sy kan nie meer as een per dag doen nie, al wil sy. Die tou vreet die velle van haar hande af. Ag, die makramies gaan darm nog aan. Al verkoop ek nie genoeg daarvan nie, bring dit darm elke maand 'n geldjie in. En die kaartjies wat jy teken, kan ek kyk wat jy op die oomblik in voorraad het? Ja, kyk gerus. Ek het net lanklaas iets geteken. Renata koop gereeld A5 kunsblokkies, dan teken sy wanneer iets haar inspireer. Sy teken net op die een helfte van so 'n bladsytjie. As iemand dit dan vir 'n kaartjie wil gebruik, vou hulle dit in die helfte en skryf 'n boodskap binne-in.
Mag ek hierdie een met die blomme koop asseblief? En daardie uilmakramie? Ek het 'n vriend wat verjaar. Samantha haal haar wallet uit. Sy weet wat kos die goed en daar betaal sy. Sy sit R500 langs Renata se lesenaar neer en gaan haal die makramie van haar keuse af. Maar sy loop nie dadelik nie. Sy vra, is jy lus om saam te gaan? Ons klomp vriende kry mekaar by die Spur hierbo en ek sal vir jou betaal. Renata kyk onseker na haar. Die vrou moet nou nie idees kry nie. Sy wat Renata is, stel nie in vroue belang nie en dit sal nooit ooit verander nie. Samantha sien haar huiwering en toe vra sy, dit is okay as jy nie saam met ons klomp gesien wil wees nie. Ek sal verstaan, maar ek nooi jou nog steeds saam. Nee, dit is nie dit nie. Ek verwag net dat jy nie vir my moet betaal nie. En ek is dankbaar vir jou aankoop, maar hierdie geld moet baie gate toeskoop en ek gaan definitief my huur volgende week hieruit moet betaal. Maar ek het jou mos gesê ek betaal vir jou want ek wil. Nie omdat ek jou wil kafoefel of iets terug verwag nie. Ek hou net van jou en ek dink nie jy moet vanaand alleen by die huis sit nie. Jy lyk vir my vreeslik af. Toe kom aan, kry jouself reg. Net voor sy loop tel Samantha die komkommer op die kombuisie se toonbank op, waar dit nou langs die tomaties en die eie lê. Sy kyk aandagtig daarna en toe frons sy diep voordat sy dit neersit en sê, ons ry oor 'n uur. Word vervolg.